Maar julle, hoeveel gesinne daar buite het ons nog nodig? Hoeveel materiaal het ons nog nodig om te mobiliseer in hierdie dorp? En hoeveel projekte het ons nog om te mobiliseer in ons gemeenskap? Hoeveel werk is nog daar buite? Hoeveel siele het nog geloof nodig, nog Jesus nodig? Dis ons werk as 'n geestelike tuiste om daai ding te bou. As ons wil bly waar ons is, good enough. Maar enigiemand wat 'n geestelike tuiste doen, kry 'n plan om saam te bou. Dan die tweede ene. Die eerste een is ondersteun jou geestelike tuiste, die tweede een is bou jou geestelike tuiste. Nou wat presies is hierdie ene? Hierdie is letterlik die manier hoe jy mense nooi kerk toe. Die oomblik is ons 'n gemeente raak wat nie meer mense kerk toe nooi nie, hulle sterf ons kerk. Want statistiek wys dit oor en oor en jy weet hierdie by jou maatskappy ook self. Die ding wat enige iemand kerk toe nooi, die hoofding wat mense kerk toe nooi, is nie hoe voel hy kerk se social media nie. Is nie hoe klink die preek aanlyn nie. Die hoofrede hoekom mense kerk toe kom is want iemand het iemand genooi. Dis die hoofrede. En dis hoekom ons kerk ook gegroei het in al hierdie. Weet jy hoeveel uitnodigings was agter al hierdie? Dis mense wat vir jare selfs 'n pad stap met mense en sê kom saam met my kerk. Nou ek weet vir al die introverte weer eens, ek het julle rig in hierdie reeks, maar dit is vir jou intimiderend en dit is vir jou moeilik om mense kerk toe te nooi. Ek is self skepties oor hierdie ene en die rede daarvoor is want ek is die pastoor. Weet jy hoe dodgy is dit as die pastoor jou nooi na sy eie kerk toe? Man, dis so moeilik, jy weet, dan staan ek daar dan, of ons sal paddle speel, of ons sal golf, of ons sal iewers wees saam met mense, en dan hoor hulle ek se pastoor, weet jy hoe dik raak die atmosfeer in daai gesprek, soos instantly, ek haat daai gesprek, so as jy ooit saam met golf speel of paddle speel, en iemand vra, hey Morai, wat se werk doen jy? Doen my 'n guns, en hijack net die gesprek, in daai oomblik, vat hom met oor, en sê net, hey Jessie, het julle geweet hierdie ding, en doen wat jy moet doen, want hier is die ding, mense raak so 'n bietjie, maar weet jy wat is die voorreg wat jy het? Mense voel die teenoorgestelde. Hulle gaan daaroor van ons sê, hey, gaan jy kerk toe? Jy. En hier's waarvoor jy moet uitkyk. Ek noem dit 3 vensters. 3 vensters van geleenthede, hoe jy weet, hier's 'n ideale situasie, waar iemand baie grotendeel sal dalk ja sê om kerk toe te gaan. En die heel eerste ene is, as jy hierdie woorde hoor, of iets in die lyn van, ek is nie in die dorp. As jy daarin hoor, daai is jou venster. Spring in. Nou ek weet ekstroverte, jy wag hier vir 'n venster, jy breek die deur af. Ek weet dit. Maar vir ons wat net ding mooi probeer doen, jy wag vir daai woorde. En of jy in Checkers se ry staan om te betaal en jy hoor die gesprek, ek is nie in die dorp. Ja, wees daai persoon. Hy luister julle, sorry. My ore was glad nie by my vrou toe my gepraat het nie. Ek het net hierdie woorde gehoor, julle is nie in die dorp. En weet jy wat het jy nodig wanneer jy nie in die dorp is? 'n Baie goeie kerk. Ek dink julle moet saam met my Sondag kerk toe kom. Kom sit langs my, dit sal my voorreg wees. Net daar. Jy sal verbaas wees hoeveel mense ja sê. En in Vloei Kerk, en ek wil nie woorde in jou mond sit nie, maar hier is een van daai kere waar ek jou vra, weet jy wat is 'n goeie manier en die beste manier om dit te doen? Dis een ding as jy sê, hey, kom kerk toe Sondag. Dis een manier. Dis nie 'n goeie manier nie. Weet jy wat is 'n baie beter manier? Wat ek dink Jesus ook sou gedoen het. Kom saam met my kerk toe en kom sit langs my. Doen dit so. Ewe skielik is daar verhouding. Ewe skielik voel hulle bietjie veiliger. Ewe skielik kan jy self sê, luister, as enigiemand julle wil groet en julle wil gegroet word, sê dit vir my, ek hijack al daai. Ek sal jou persoonlike bouncer wees vir die oggend. Geen kerkmense sal in jou raak nie, maar ek dink net by my kerk die boodskap van hoop en van visie en wat ook al ons daar doen, dit gaan jou help. So daai is een woord wat jy soek, een sin wat jy soek, ek is nie in die dorp, gebruik daai venster. Die tweede ene is, as jy iets hoor van, dit gaan nie goed nie. Mense wat bietjie swaar trek, mense wat net, jy weet die algemene woorde daar buite. Jy weet, jy hoor 'n sekere area, iets gaan dit nie lekker nie. Daai is jou venster. En ek weet dit is dalk verskriklik, maar met die ekonomie is daar baie druk en dit gaan nie goed met baie mense nie, finansiëel gesproke. Hierdie is 'n geleentheid, julle. Waar mense stoei in hulle binneste na hoe vorentoe. Die oes is ryp. Die vensters is wyd. As mense sê, ek weet nie, ek stoei en jy hoor daai stoei. Sê, luister hier, kom sit langs my Sondag by die kerk. Weet jy gaan dalk iets hoor van hoop. En dit gaan dalk nie antwoorde wees vir jou besigheid nie, maar dit gaan antwoorde wees vir jou denke en hart in hierdie seisoen, sodat jy die regte besluite neem in jou besigheid. Kom sit dalk langs my.
Gebruik daai venster. En die laaste een is, ek noem dit nou maar net, dit gaan rof. As verskil is en dit gaan nie goed nie, en dit gaan rof, dit gaan seer. Mense het nie hoop nie, mense gaan deur trauma, verlies van 'n geliefde. Mense voel pyn. Pyn is 'n geleentheid vir my en jou, om te sê, hey, ek weet jy stoei dalk nou met die Here, maar kan ek jou nooi na 'n plek toe waar jy dalk net jou vrae kan vra, waar jy net kan sit en 'n bietjie ontvang, net opgebou word sonder dat mense iets in jou keel wil afdruk. Ek sal langs jou kom sit Sondag. Weet julle hoeveel beteken dit vir daai mense? Ek sal nooit vergeet nie, in daai ry daar waar julle sit, was daar een vrou wat een Sondag opgedaag het, eerste keer in 'n baie lang tyd, en sy sit toe daar, alleen, want haar man was 'n paar maande voor dit oorlede, en sy het so gestoei om kerk toe te kom. Weet julle hoe moeilik is dit vir daai mense met pyn, om kerk toe te kom, en die persoon wat altyd saam met jou kerk toe gegaan het, is nie meer daar nie. Dis seer. En alweer, ek sien dit toe raak, en ek is bevoorreg genoeg om die storie te ken, en ek gaan staan toe net langs haar, en ek hou haar vas terwyl ons gaan bid. Ek moes ongelukkig kom preek, maar ek hou haar net vas. Ek sê nie 'n woord vir haar, ek hou haar net vas, en dan bid net saam met die tannie. Tot vandag toe, is dit 'n highlight in hierdie kerk. Ek het gedink ek het al great preke gepreek, maar dit blykbaar nie so goed nie. Die drukkie was die highlight. Want is omgee, en is sien, dis die missie van Jesus. So eerstens, kry 'n manier hoe jy as jou gesin hierdie kerk ondersteun, jou geestelike tuiste, en dan bou jou geestelike tuiste deur mense te nooi. Die derde ding is, dien jou geestelike tuiste, en ek weet, hier is weer een van daai goed waar ek jou tyd vra, maar as jy besef hoe mooi hierdie huis is, dan sal jy dit uitfigure. Ek weet ons sit met 'n kerk waar die Here baie bekwame mense stuur, en baie besige mense stuur, ek verstaan dit. Hier's mense wat se besighede julle baie besig hou, maar ek wil jou uitnooi, figure 'n plan uit, hoe jy tyd, en hulpbronne, en wat jy het, jou talente, beskikbaar kan stel, om hierdie huis te bou. Want wat die God hier doen, kan jy nie op uitmis nie. Jy moet deel wees.